Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou Carl Jung het gesê, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Nou daar is iets wat baie mense ongemaklik maak, want sodra 'n mens begin praat oor goeie soos bewussyn en onderbewussyn, dan trek baie mense die handrem op en sê nee, wag nou so 'n bietjie, hierdie is weird en is new age en dis nie vir my nie. Maar hier is die ding, jy gebruik dit elke dag, of jy nou daarvan hou of nie, of wat jy dit ook al as definieer. Jou bewussyn aan die een kant, dit is wat jy nou gebruik terwyl jy hier lees. Dis jou kop wat kan redeneer en planne maak en besluite neem en kan analiseer. Dis daardie deel van jou wat in die verkeer ry, sonder om in mense vas te ry. Wat in 'n meeting of in die klaskamer kan sit en kan sin maak van wat daar gesê word. Of wat op die sportveld weet, wanneer om te paas en wanneer om die gap te vat. So dit is soos jou stuurwiel. Maar jou onderbewussyn, dis jou engine en autopilot. Hy is die ou wat nie slaap nie, hy hou nie teepauses nie en hy vat nie vakansies nie. En jy het hom nodig, want hy laat jou hart klop sonder dat jy bewuslik daaroor hoef te dink. Hy laat jou asemhaal sonder dat jy dit hoef te onthou. Hy hou jou liggaam in die gang terwyl jy dink jy is in beheer. Maar hier is waar dit interessant raak. Want hierdie onderbewussyn, hy dink nie, hy redeneer nie, hy bevraagteken nie, hy gehoorsaam, hy is soos 'n spons. Dis soos 'n vliegtuig se autopilot. Jy kan nie op autopilot klim en hy vat jou Kaapstad toe as jy die koördinate vir Dubai ingetik het nie. Hy gaan nie eers vir jou sê, "Hey, okay, wow. Is jy seker jy wil soontoe gaan of het ons genoeg petrol om daar uit te kom nie?" Nee, hy hou net die neus in die rigting van die koördinate wat jy ingesit het. En nou kom ons bring dit so klein bietjie huis toe. Jy sit dalk en sê, vir jouself, ek is useless, of ek is nie goed genoeg nie, of ek is dom, of ek is lelik, of ek is oud. En partykeer sê jy dit net as 'n joke, en partykeer sê jy dit half speels. Maar hierdie onderbewussyn van jou lag nie saam nie. Hy hoor net useless, nie goed genoeg nie, dom, lelik en oud. En al wat hy sê is, copy that, koördinate ontvang. En stadig maar seker begin jou lewe in daai rigting beweeg. Dis nie magic nie, dis nie spooky nie, dis nie een of ander vreemde spiritualiteit of voodoo nie, dis hoe God jou ontwerp het. En die Bybel sê nie verniet jy moet jou gedagtes vernuwe in Romeine 12 nie. Hoekom sê hy dit? Want jou gedagtes vorm jou lewe en dit volg jou denke, jou autopilot volg jou denke. Selfs Jesus praat oor die hart as die bron van alles wat uit jou uitkom. Met ander woorde, wat binne aangaan, word buite sigbaar. En as jy nou dink aan die onderbewussyn wat soos 'n spons die autopilot is hy soos 'n spons, het ek net nou gesê. Maar hy onderskei nie wat suig hy op nie. Hy onderskei nie of hy water opsuig of gif nie. Nou hier is nog 'n ding wat baie mense mis. Jou onderbewussyn verstaan ook nie ontkenning nie. As jy sê, ek soek nie 'n toksiese verhouding nie, wat hoor hy? Soek verhouding en toksies. Hy vat net sleutelwoorde. Hy lees nie die nie in soos wat jy dink nie. En dan sit jy eendag en dan wonder jy, maar hoekom kry ek presies wat ek nie wou gehad het nie? Want dis presies wat jy ingevoer het. Dis soos om Google Maps 'n verkeerde adres in te tik en dan kwaad te raak vir die pad. Nou kom ons draai dit nog so klein bietjie. Dalk sit jy vandag op 'n plek waar jy voel die lewe slaan jou links en regs. Emosioneel, finansiëel en verhoudings. En dan moet jy met jouself eerlik raak. Nie skuldig voel nie jouself afbreek nie, maar eerlik wees. Wat het jy vir jouself gesê dalk oor jare? Wat het jy vir jouself gesê vanoggend? Watter stories loop in jou kop wat jou spons geabsorbeer het? Watter labels het jy oor jouself geplak? Want jou lewe volg daai skrip. Maar hier is die goeie nuus vir jou vandag, is jy kan nuwe koördinate intik. Jy kan begin sê, ek is waardevol, ek is geroep, ek is genoeg. Jy kan begin praat van die verhouding wat jy wil hê op so 'n manier wat sê, ek soek 'n maat, 'n spanmaat, iemand wat saam met my die lewe kan bou. Jy gee die rigting, die autopilot voer dit uit. En dis nie net sielkunde nie, dis nie net spiritualiteit nie, dis waarheid wat God van die begin af in my en jou ingebou het. So vandag, wees versigtig wat jy sê, veral oor jouself, want jou onderbewussyn luister. En hy vlieg jou lewe presies in daardie rigting en na daai koördinate toe.
So ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.